Jy gaat die juig, jy voor die Heer, die God met blydskap gee om Heer, kom na die voor, sy hand gestel, en bly so blij, de lof gedel, jy gaat die juig, jy voor die Heer, die God met blydskap gee om Heer, kom na die voor, sy hand gestel, en bly so met de lof gedel, jy gaat die juig, jy voor die Heer, die God met blydskap gee om Heer, kom na die voor, sy hand gestel, en bly so met de lof gedel, van goede tieren is my Heer, sy goedheid reik in my meer, sy nou en laat opgaan, kom in die laatste naam bestaan, van goede tieren is die Heer, sy goedheid reik in my meer, sy nou en laat Loof die Here sy naam. Dit is wonderlik om die Here te kan loof en prys. Dit is 'n goddelike gawe om na die Here te kan sing, omdat hy lewe, omdat hy vir ons omgee. Dit is so lekker om te weet dat ons kinders is van Allerhoogste God, wat alles in sy hand het. Die dag van môre, die toekoms, niks is by die Here onbekend nie. En die toekoms, iemand het eendag gesê, die Here is alreeds in die toekoms. En dis waar, God is reeds daar. Moenie bang wees oor môre nie, want die Here is reeds daar. Baie, baie welkom broer en suster, kinders van die Here, familie, band by die gemeente. Dis lekker om jy te sien. Dis lekker om nog die vryheid te hê, kan 'n mens sê, om 'n saaltjie te kan hier en nog by mekaar te kan kom bo grond, hoor. Baie doen dit ondergrond, maar loof die Here, hy is vir ons goed. En daarom sal ons nie stil bly nie. Daarom gaan ons die naam van die Here groot maak en ons sal ons God loof en prys, want dit wat die Here aan my gedoen het en sy goedheid en sy goedertierendheid en bo-op dit, die kersie op die koek is dat die Gees van die Here in ons woon. En omdat hy in ons woon, is daar iets groters, vreugdevol en blydskap binne in ons as wat hierdie wêreld ooit kan gee. Prys die Here, gaan dit goed. Amen. 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 Jy weet, dit is nou niemand vreemds of niet, of wat nou nie die bediening ken nie. Maar ek wil hê ons moet nie vanmôre kyk na die een langs aan jou nie. Of hy of sy miskien gaan spring en die Here se naam gaan groot maak. Maar jy weet, ek het al baie in die verlede gekyk en gesien hoe dat die ouer gardes, wanneer hulle nie meer kan spring nie, wanneer hulle nie meer kan dans nie. Weet jy wat hulle dan gemaak? Weet sy Bybel is, vat jou Bybel in die hand so bietjie. Vat dit jou Bybel so bietjie in die hand. Weet, as hulle nie meer kan spring of hulle kan dans nie, dan vat hulle hul sakdoekie. Dis waar. Vat hulle die Bybel, dan waai hulle hom net so bietjie so, waai hom net so bietjie so. Weet maar, ons moet vanmôre moet ons bid. Bid om juig voor hom vanmôre. Vir wat hy vir jou beteken, juig tot die eer van God. En as jy nie meer kan spring of kan dans, dan waai jou sakdoekie, jy waai jou kry ons 'n bietjie voor die koning vanmôre. Kom ons gaan bid om vanmôre prys en juig voor die eer van God. En juig tot die eer van God. Juig tot die eer van God. Laat die volke die loewe weer aan. Juig tot die eer van God.
Recovered ownership of something. To make amends for the past, of your faults of your past. His love has no limits this morning. His mercy and His grace was sufficient for you and me this morning. I am redeemed by love divine. Oh, glory, glory. Yes, Christ is mine this morning. I am redeemed by love divine. Oh, glory, glory. Love is mine. Oh, redeemed by love divine. I am redeemed. I am redeemed. I am redeemed by love divine. Oh, glory, glory. Love is mine.
Glory to God, lift me up above the shadows. Lift me up above the shadows. Lift me up and lift me down. All around the house of glory. Lift me up into the land. Lift me up above the shadows. Lift me up and lift me down. All around the house of glory. Lift me up into the land. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me down. All around the house of glory. Lift me up into the land. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me down. All around the house of glory. Lift me up into the land. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand. All around the house of glory. Let me belong into the land. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand. All around the house of glory. Let me belong into the land. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand. All around the house of glory. Let me go into the Prijs die genade is hoop in die donker tye wat ons voor lê. He lifted me up from the deep mighty clay, and He planted my feet over the King's highway from where the price and for grant and ons sing tot vir ons voor. And He lifted me up from the deep mighty clay, and He planted my feet on the King's highway. And this is the reason I'll sing and I'll shout, for Jesus came down and He lifted me up. He lifted me up from the mighty clay.
sit en ons begin praat. En hy sê hy het sy tuin in orde gekry. En hy het hom bietjie skoon gemaak en gepolish. Maar weet jy wat? Die woord van die Here het krag en hy lewe. Amen. En daarom is ons bly vanmôre. Nou, ek lees in die woord van die Here ook van 'n tuin. Die tuin wat die Here geskape het, geplant het in Eden. Amen. In die ooste en daarvan aan het hy aan die mens geformeer en dit 'n plek gegee. Weet, as jy dink, ons lees net die tuin van Eden, maar jy al gedink, hoe lyk hy? Wat is daar binne in? Hoe mooi is hy, of hoe lelik is hy? Wat groei in hom? Want weet jy wat? Die Here het die tuin geplant. Amen. Nie die mens nie. Maar hy skryf die woord, beskryf dit mooi hoe hy sê. Hy sê, die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. En weet jy wat, die Here het tot 'n rivier gebeskik om daar deur die tuin van Eden te loop om hom te benat. Nou ek sien nie die rivier se naam nie, maar daar het 4 riviere uit hom uitgegaan. Maar om hierdie tuin in te kyk, om te weet dat hy hoe mooi het is en hoe 'n mens daarin kan wandel en hoe begeerlik is, want God het daar die tuin geplant en hy het hom daardeur krag gegee en verheerlik en deurgegaan. Hy sê, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Hy het die mens geneem om dit in die tuin te sit, om hom te eet, om hom te bewerk en hom te bewaak. En so het hy, en ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En ek sal hom hulp, vir hom hulp maak. Maar die Here het toe ander dinge opgemaak. Hy sê, die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. En toe het die Here vir die mens 'n hulp gemaak en hy het hulle in die tuin gesit om te bewerk en te woon. Nou dink jy Adam en Eva, toe hulle in die tuin was, hoe lieflik het Eva daar gegaan en die bome gekyk, die blome gekyk, die heerlike geur van die dinge. Jy weet as jy daar in Suid-Afrika in die lemoenbome ruik en jy ruik daar die lieflike geur en daai dinge, hoe wonderlik was dit nie, toe hulle in die tuin van Eden was en deurgegaan het. Want hulle het daar, die Here het hulle besoek. Hy sê, en hulle het 'n stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. In die aandwindjie het hy elke aand hulle gaan besoek, om hulle deur te dra, en krag te gee, en met hulle te praat. Ja. En dink jy, hoe lekker was dit nie, toe hulle daar gewees het nie. Maar weet jy wat, ek lees van 'n ander tuin. En hierdie tuin is 'n tuin wat 'n mens moet weet. En daai tuin is ek en u. Want die Here het 'n tuin geskep en hy het vir my ook deurgedra. Want hy sê in Psalm 51 vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste van my 'n vaste gees. Nou as die Here vir jou rein hart skep, dan ontwikkel hy daai tuin in jou. Hy sê in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge
van die lewe. Is dit nie wonderlik om te kan weet dat ons kan deel van in die dinge nie? Want hy sê in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is en die Gees van God in julle woon? As iemand die tempel van God ken, sal God hom ken, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Nou, as jy, die Here het mos 'n tuin geskep in my hart. Hy sê, gee my 'n rein hart, Amen. laat hy daarin woon. Hy het die bome geplant, hy het die woord vir my gegee, hy het my deurgedra, en hy het my beskerm en krag gegee. Hy sê, want hierso in 1 Korintiërs 6 vers 19, weet julle nie dat julle die liggaam, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat God aan julle behoort. Amen. Maar weet jy wat? Toe Adam en Eva in die tuin van Eden gewandel het. Nou die woord van die Here sê hierso, en die Here het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien wat hulle sou noem. Nou, die mens het alles wat die Here geskaap het. Maar weet jy wat die slang? Die slang. Hy sê maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat God gemaak het. Nou, hy was lustiger as al die diere van die, nou hierbo sê hy, Adam het die diere se name gegee, en toe kom die slang, en hy verlei vir Eva, en hulle moes boet uit die tuin. Nou kom die vraag, want die Here wandel ook met jou, en hy gee jou krag, en die stem van die Here praat met jou, ja, dag en nag. As hy die nag vir jou sê, staan bietjie op, en bid 'n bietjie, of loop saam met my, wandel met my, praat met my, dan weet ons, dit is die stem van die Here, soos in die tuin van Eden, wat hy vir Adam en Eva besoek het om met hulle te praat. Maar toe die slang lustiger geword het, om in Eva verlei het, toe het hulle uitgedryf, en hulle is uit die tuin van Eden uitgegaan. Nou, as die slang jou pad laat stop, en hy verdryf die gees van God uit jou uit, wat word van jou? Hoe staan jou saak dan? Hoe lyk jou tuin dan van die Here? En hoe gaan jy dan heen? Maar wat my vraag is, hoe het die slang in die tuin van Eden ingekom? Jesus sien die disciples saamgevat het in die tuin van Getsemane, lees ons ook weer van die tuin. En ek glo dis op die Gees wat op my hart aan lê, en dit is wat die Here wil hê om van jou te spreek. En weer aan te sluit by die Here Jesus se boodskap vir sy disciples, want hulle het nie slaapdag is, waak en bid, dat jy nie in versoeking kom. Weet jy, sy kinders sluit dit van die tuin van Eden, waak en bid, dat ons nie in versoeking kom. Dit was waar die val gekom het. En dis waar Jesus Christus in die tuin van Getsemane die waarskuwing gemaak het vir sy disciples, geestelik oorlogsvoering te wees en die Here te soek, die Here se naam groot te maak, om hom te loof en te prys, om te bedink wat goed en mooi en reg is, om te bedink.
en te vertrou op 'n lewende God en te glo wat 'n lewende God sê. Belangrik om te glo wat 'n lewende God sê. Hy het gesê moenie eet van die boom van die lewe van kennis van goed en kwaad. En so het hy ook gekom en die bergpredikasie het vir ons geleer wat om te glo en hoe om te leef. En dit moet vir ons standvastigheid gee, hierdie lewenspad vir ons vorentoe. Ek dink, na vermoede sal u verbaas wees om te sien hoe dat die Gees van die Here werk. En mag dit vir u 'n aanmoediging bly, mag dit vir u 'n versterking bly om te weet hoe dat die Here werk in sy liggaam. Sy liggaam met integrale dele en jy is deel van daai liggaam. Jy maak so 'n belangrike deel uit van die gemeente. Of jy nou die glas water by die preekstoel sit. Of jy jou bydrae vir die Here in die kassie gooi. Of jy die stoep buite vee. Of jy opstaan om die stoele te kom pak. Of jy winkel toe ry. En chocolaatjies gaan koop en hulle toedraai met die hand. Die mense dit vir. Daar is so baie, of jy musiek speel. Of jy Sondag na Sondag kom om saam jou broers en susters hier te wees om die naam van die Here groot. Of jy druiwe pluk in jou periode en dit pastorie te bring en die kindertjies kan druiwe. Of as jy 'n truksvyboom het en jy truksvye pluk en ten spyte van die dorings wat jy in jou lip steek en 'n sak by mekaar maak, Maureen het 'n sak na papi se huis gevat en sy het al daai truksvye gepluk en sy weet ek is lief vir truksvye. Die Here het integrale deel. Of jy oud en afgeleef voel en die duiwel vir jou sê jy is oud en jy sit op die stoep en jy wag om dood te gaan. En jy dan opstaan en vertel van die tyd van Eden. Maar jy het nie geweet ek gaan vanoggend daar preek nie. Maar dit sê vir jou dat die Gees van die Here deurdrong ons en dit deurdring die kinders van die Here op 'n baie wonderlike en op 'n spesiale manier. Die sondeval het gekom voor die tuin van Eden. Die duiwel en sy engele is neergewerp op die aarde voor die tuin van Eden geskep is. Toe God agterkom dat die troon begeer word, toe hoogmoed ontstaan het in die hemel, het die Here die opperengel Lucifer neergewerp en het hom neergewerp op die planeet Aarde. En saam met hom in die gevalle engele geval, dis hoekom hulle naam gevalle engele is, hulle het geval. Die eers seuns van God het geval. Na die aarde, en die aarde was woes, en die aarde was leeg. Maar die geeste het oor die aarde gesweef, want hulle was gees. God het die aarde geskape. Maar daar was 'n groot debat sedert die val van Satan en sy engele. It's all about voluntary worship. It's all about, do I serve God because I want to serve Him? Do 2/3 of the angels still serve God, or the sons of God, do they serve God because they want to serve Him, or are they obliged, like robots, to serve Him?
And this is the accusation that Satan argued, and he still does. That's why we as humans in this current form, I am human but I am not. I am a spirit that was given to me by God. He gives life. This body, this flesh, these bars of bone, these ribs, these bars of bone that holds my soul is nothing. That will go to the ground one day. But the soul that encompasses with my spirit, that's the one with eternal value. And this soul comes clean, it comes empty, it comes void, is the right word. But through our life, we choose what we put in it. En as jy jou koppie van jou lewe volmaak en jy gooi tee daarin en dit los 'n bruin randjie en jy nooi Jesus Christus in, dan maak hy jou lewe skoon van binne en buite. Hy wat weergebore word, wat weer kan besluit, weet jy, ek is nou 'n groot mens, ek het groot geword, maar ek kan my lewe neem en ek kan Jesus aanneem en ek kan weer my lewe skoonmaak en my gees skoonmaak. En die uiteinde van die resultaat wanneer ek my asem uitblaas, daai gees uitblaas, dis wat Jesus sy gees uitgeblaas het. En U gee my gees oor, sê Jesus. Ja. En die gees is die een that returns to God. This Spirit of Jesus was tested and tried. I kept it, it's pure. Jy het op die aarde gelewe, jy het die stryd gestry, jy het volhard tot einde toe. Satan, hier is die bewys, hierdie persoon het my gedien vrywilliglik uit liefde. I did not force them. They had all their lives, they had a chance to do what they wanted to, but they chose me. Yes, they are not perfect, but neither are you. But my son's blood shadowed mercy over their sins. En op 'n dag, toe sê die Here, laat ons mense maak na ons beeld. Hoekom? Vir die rede wat ek nou vir u gesê het. En hy het die mens gemaak na sy beeld. Hy het van sy gees geneem en neergebuk en het in Adam ingeblaas. En hy het vir hom 'n hulp gemaak, Eva. En hy het self die hemele verlaat en self teen die aandwind het hy in die tuin van Eden met sy mense gewandel. En hy het na hulle geroep, mens, waar is jy? Mens, waar is jy? Aand na aand. On the clock, on the time. He chose to dwell with you because you were the crown of His creation. Although He knew that on the brinks and on the borders of the Garden of Eden was the evil, because they were there since the day He casted them out from heaven. Hy het geweet dat hy nie 'n muur om die tuin van Eden kon bou nie. Dit sou nie die gees van Satan uithou nie. En daar was 'n dier wat die Here geskaap het, wat geloop het. Het nie geseil nie. Maar hy was lustiger. Dis al die diere van die veld. En in hom het Satan se gees ingevaar. Omdat die Here nie die engel met die flikkerende, fakkelende swaard voor die tuin geplaas het op daardie stadium. Die swaard het nie die duiwel uitgehou nie. God gave Satan not the right, but he has got freedom of way on this world.
And it's your choice whether you would. Eve had a choice. And the poor Eve, we gave her all the criticism and all the hammering, and all the ladies always have to hear it. But put yourself in that situation. It's easy to judge someone if you weren't there. But it was still Adam's choice as well. Everyone has got a choice whether they would listen to his voice. En dis hoe die Here dit gemaak het. Jy moes 'n keuse hê. En tot vandag toe, hoeveel maal luister jy vir die duiwel? Hoeveel maal sê die Heilige Gees, jy moet dit nie doen nie, dan doen jy dit. Dis hoekom Paulus sê, wanneer ek iets nie wil doen nie, dan doen ek dit. Ons het tot vandag toe, moet jy daai tussen die goeie en die kwaad onderskei. En dis wat God gesê het. Die boom van die lewe, van kennis. Gelukkig het hulle nie daarvan geëet, sodat jy kon outomaties weet wat is reg en wat verkeerd nie. You learn through your mistakes. Jy het geleer. Praat gestaan met 'n broer van my, en ons lag so in die kies oor ons jong dae, wanneer jy foute gemaak het, en ons sê vir mekaar, wanneer jy leer maar uit jou foute uit. Jy leer maar, en hy sê, weet, my maat vir my gesê, ek moet so maak, en dan luister ek, en dan doen ek ons die teenoorgestelde, en dan leer ek nou maar uit my foute uit, en dis hoe ons moet maak. Jy leer ons maar uit jou foute uit. Amen? Amen. Ek het net my foute uitgeleer, ek het nou net my foute uit. En so het die Here die mens laat leer, uit sy foute uit, sodat hy nie weer dieselfde foute sal maak nie. Sodat die fout neergeskryf kon word en die nageslag die resultaat en die teenoorgestelde van dit kon doen. En toe die sondeval kom, en die mens die besluit maak en sonde gebore word, toe sê die Here, goed, as sonde gebore word, dan moet ek 'n plan teen sonde hê, om sonde uit te wis. En die Seun van God, Jesus Christus, as ek ons gebore gehoor het in die bank uit, het reeds die saligheidsplan van daardie tyd af in sy hart begin werk. The lamb that would be slain. He chose to come forward. In certain times through history, it was his choice to come forward. Hy het gekies. Hy was daar. Hy was van die begin af daar, die woord van God, Jesus Christus. Hy was daar toe die aarde geskape was. Hy was daar toe die bome opgespruit het, allerlei soorte, het ons vanmôre gehoor, uit die tuin van Eden. Hy was daar toe God vir die 4 riviere gesê het, ek weet die naam regspreek, die Pion, die Avila, die Eufraat, en dan die Tigris, die 4 riviere, wat uit die tuin uitgekom het. Dit was 1 rivier wat dan 4 riviere geword. Waar is die tuin? As ons die Bybel lees, en ek blaai vir u na die woord van die Here toe, Genesis 2, vers 10, en daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. En daarvandaan is dit verdeel en dit 4 lope geword. 1 rivier wat 4 lope geword het. Die naam van die eerste is Pison, dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar die goud is. Nou die sleutel is die name van die plek het verander. En dit is wat dit moeilik maak. Baie keer is daar doelbewus deur die eeue heen, deur mense 'n naamverandering ingebring, sodat jy nie die ware location of die plek sal weet nie. Ons weet dat het in Egipte gebeur het, waar berg Sinai genoem was deur 'n Britse vrou, wat hoog van aansien was, wat berg Sinai in Egipte geplaas het, sy het hom genoem berg Sinai. En as jy nie die Bybel ken nie, almal gaan na die berg toe in Egipte. Die berg is nie in Egipte nie. Die Bybel sê vir jou dat by Sinai, they came to Mount Sinai, when they crossed the Red Sea, after they crossed the Red Sea, they came to Mount Sinai, which is in Arabia. It tells you. But if you are confused, sometimes they try to deliberately confuse you. En die naam van die eerste rivier was die Pison. Dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsemgom
en onyxstene. Die Here sê vir jou dat daar is baie goud in hierdie land. Daar is onyxstene in Balsamgom. En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele land kus loop. En die naam van die derde rivier is die Hiddekel. Nou Hiddekel is in Hebreëus, dit beteken Tigris. Maar dit beteken kabbelende Tigris. 'n rivier wat naby wat op 'n baie gelyk vlak loop, is dan nie kabbelend nie, dit is rustig. Maar 'n rivier wat uit die berg uitkom, is kabbelend. En Hiddekel is dan die rivier wat 'n mens kry. Dit is die Tigris rivier wat kabbelend is op daardie stadium, dit word die Hiddekel genoem. Dit is hy wat oos van Asser loop, en die vierde rivier is die Frat, of dan andersins die Eufraat rivier wat vandag in Irak en dan oor Iran te vind word. Hierdie rivier wil ek vanmôre graag met u praat oor die volgende, en die rede waarom ek met u wil praat oor dit is ek wil net hier met vinnig na die kaart kyk. Dit is maar net my opinie. Daar is twee gedeeltes op die studente, kan die mense maar sê, wat die mense nou maar dink, waar is die tuin van Eden? God het mag om daai hele tuin te ontwortel. Om pens en pootjies op te lig en om op 'n ander planeet of 'n hemel te sit, stem saam. Niks is vir die Here onmoontlik nie. Maar volgens die Bybel, as jy nou maar lees, dan is die vier riviere baie is van tot dag nog daar, alhoewel 'n mens weet dat 'n rivier verander sy loop. Jy weet dit. Jy weet ook dat na hierdie geval het die groot vloed plaasgevind. Jy weet dat op die top van Mount Everest is skulpe so groot soos 'n Volkswagen, 'n Beetles of Bonnet, né? Julle geweet, gaan Google dit, gaan kyk. Op die top van Mount Everest, net so onder die top. Dit beteken daai was eers die seebodem. En na die vloed sê die Bybel vir jou wat het die Here gedoen. Die Here het neergepik en hy die breukers so opgetrek en hy daar gat gemaak en daar so see en alles het afgevloei. Mount Everest is the highest mountain today, but once in a lifetime on this earth it was the bottom of the sea. So jy kan nie noodwendig presies akkuraat vandag sê wat het verander en wat nie verander nie, want God skep kontinente. Al die kontinente was onder hulle in Australië, Adrikskunde was Gondwanaland, né? Ek kan nog goed aandring, baie jare terug. En wat al die kurwes van die kontinente mos aan mekaar verbind was. Onthou jy? En dan kan jy ook kyk die grondmateriaal geologies van die kuslyne, hier is dit dieselfde en daar is dit dieselfde. Soos byvoorbeeld hier bo in Australië, as jy kyk waar Newman is, en jy kyk hoe dit daar lyk, dit lyk baie dieselfde daar waar ons gebly het in Oldhuis in Suid-Afrika. Maar gaan nou genoeg van dit. Broer en suster, as jy die riviere vat, ek het vir jou 'n kaart opgesit van ancient Persia. We talk today about Daniel. The prophet Daniel, the son Daniel, the exiled Daniel. Daniel wasn't persecuted. He was very intelligent. And he lived a life in Persia under the kings. He survived a few kings in Persia. He had enough food, enough water, he had enough wealth. But what he didn't have was, he didn't have his home, which is Jerusalem, Israel. He was exiled. And Daniel, many of you ask, where are we because of the war in the Middle East and all those things. And I thought, I didn't actually thought. The Holy Spirit laid upon my heart, as you can tell, what happened in the congregation this morning about the Garden of Eden, laid upon my heart to reveal to you something. Die Gees van die Here het iets aan my openbaar, wat ek graag aan u wil openbaar. En dit is die volgende, is dat as jy nou vat wat die Bybel nou sê, en jy sien die een rivier daar, maar wat dan nou in 4 verdeel, Tigris en Eufraat, en dan die Pison en die ander ene, dan is die tuin van Eden hoofsaaklik daar gewees, of waar hy een word, en die Bybel sê, uit een rivier het later vertak, dan moet dit daar wees. Dit is ook om baie mense sê dat dit is hierso, wat onder die see is, alterwel, wat baie moontlik is.
En dit is die lokasie wat 'n mens nou maar sien. Nou, wat ek vir u wel vanoggend wil sê en dit op benadruk, is die volgende. Weet jy dat in die ooste, as ek vandag vir jou praat van die ooste, wat dink jy aan? Jy dink vandag aan die konflik wat in die ooste is, outomaties, né? Nou vanoggend het jy gehoor wat sê ons Sali, en die Here het die tuin geplant in die ooste. Nou presies daar is nou vandag die groot moeilikheid. Hier is Kuwait. Kuwait is hierso en die ander lande is daar en Iran is hierso en Irak is daar die kant en hulle is besig om groot oorlog te voer hierso in die middel. Soms so bo oor die tuin van Eden. Ja, of die tuin van Eden nou daar was of hy hier bo is, hulle is besig om 'n siele te skiet bo die lokasie waar die tuin van Eden was. En een ding wat ek weet in my leeftyd is, wat ek vir u wil sê is, 'n slang is territoriaal. Ek het dit gesien in Suid-Afrika, op die plaas, ek loop eendag in die bos, en ek het so klein, my pa het so verskriklike lelike klein steekbaard hondjie gehad. Sy het ons baie gepla. Haar naam was Ounooi, en sy was net so hoog, was so grove, harige hondjie. En sy was so fiks, dat sy 14 kilos, dat is meer as dit, om die plaas hardloop. Die plaas was in 'n driehoek, en 7 kilometer lyndraad, en dink 5 en nog iets. Sy hardloop om daai plaas sonder om te stop. Hoe ja, hardloop af voetjie so. En haar naam was Ounooi. En sy kon verskriklik hardloop. Maar sy wou altyd saam gery, en dan laai ek aan my op die motorfiets se tankie. En eendag toe skiet ek op nou daar vlakvark, en hy's dood, en ek, terwyl ek dink hy's dood. En ek laai hom op, en dan sit ek hom hier agter my op die carrier, en dan sit Ounooi op die petrol tank, dan ry ek met die 4 motorfiets plaas hek toe, en so halfpad terug, toe kom daar weer lewe in hierdie vlakvark Pumba in. En hy's besig hier agter my om wakker te word, en soos mes toes ons al 3 van die motorfiets af. Maar dank die Here vir hierdie hondjie, ek het nooit van haar gehou nie, want as ek nou die bokke wil jag op die plaas, dan kom sy die pad afgehardloop, verstaan nie? Maar sy was ook nie links nie, sy was baie braaf, en soos mes toe sy hierdie vark aan die oorbeek, en sy gaffel vir hom, sy laat nie toe dat hierdie vark haar baasie gaffel nie, en toe hou sy hom, en ek skiet hom toe weer dood. Maar hierdie hondjie was nou eendag weer saam met my, en ek stap daar, op 'n baie ryk gedeelte van die plaas. Ek was altyd lief om daar te gaan stap en te gaan slaap onder die boom waar die luiperds my kan vreet. Weet nie hoekom. My pa het gesê ek moet nie so toe gaan nie, dan gaan ek maar so sien. En ek stap en ek gaan op pad na die plek toe. Ek het altyd daar onder die groot boom, ek weet nie wat se bome was dit nie. Is dit nie 'n Willis ringboom? Ek dink so. Het sulke klein ronde mosterdkleur saadjies gemaak. As ek so teen die boom gaan lê en slaap, word ek wakker, dan hoor ek loop die koelobulle op die klip, en dan hoor ek hulle roos, die top, verseker mooi. En 'n paar jaar daarna het 'n luiperd wyfie my amper daar opgeëet. Maar ek loop eendag nou na die plek toe, en skielik toe stop ek, en ek voel so onrustig. Maar ek sien niks nie, en ek hoor niks nie. Maar ek voel onrustig en ek stop. Hart begin klop en ek voel, hoorie, wat gaan nou, hier's nou iets fout. En die volgende oomblik, toe snik hierdie hondjie vir my, spring so reg op en af, my pa se hondjie, hy spring so reg op, dat sy oor die gras kan sien. En toe is daar 'n mamba, groot mamba, en hy kom so oor die pad gesit. Die Gees van die lewende God het my attent gemaak op iets wat ek nie eers gesien het. Ek kon nie die mamba sien of ruik nie, maar hy het my laat stop. Want 'n slang is 'n territoriale dier. En hierdie slang, wat eers op 'n tyd in die tuin van Eden geloop het, het God mos gestraf. Dis nie dat alle slange boos was nie, maar die Satan het ingang gevind in sy gees, het in die slang ingevaar. Hy vaar mos in 'n mens se liggaam in. Hy vaar in 'n dier se liggaam in. As jy die Bybel lees van die varke, daar in Israel wat in die kraans afgestorm het. Hy vaar in die besittende van Gedara se liggaam in. Jy ken mense in wie se liggaam Satan lewe tot vandag toe, of hulle demone. Demoniese besete mense. Jy ken mense wat vermoede probleme het, wat hulle om 'n mediese naam te gee. Maar die Bybel sê,
anders. Daar's demone in daai mens. 'n Demoon kan jou stom maak, hy kan jou maak ophou praat. Die Bybel sê so. Hy kan jou maak jou klere uittrek, soos hoekom die mense so half kaal rondloop vandag. They advertise, I always say, don't advertise if it's not for sale. Nee? Keep that for your husband, or husband keep that for your wife. It's a private thing. Don't advertise your body if it's not for sale. Please, come on, put on some clothes. It's a thing that the Lord said you should keep for your partner. Maar hierdie hondjie spring so op en af en die slang seil toe daar verby. Dit is 'n territoriale dier. Hy seil op sy maag, want God het gesê, omdat jy dit gedoen het, Satan, sal jy nou op jou maag seil. En net so, my broer en my suster, die slang wat in die tuin van Eden gekom het, was 'n territoriale dier. Tot vandag. Daar is iemand wat weet waar die tuin van Eden was. God, Jesus, die gevallen engele, Satan. En hy bly nog altyd daar. Hy bly nog altyd daar. Satan se nes is nog altyd daar. Ek lees vir u dan in die boek van Daniël enkele paar verse. Daniël 10. En in die 3de jaar van Kores, die koning van Persië, hierdie is Persië, Persian Gulf, die hele Irak, wat hier lê, die hele Iran, die hele Israel, alles was saam die koninkryk van Mede en Persië. Dit was 'n hele groot, selfs Egipte was ingesluit. In daardie tyd was daai koninkryk in die Mede en Persië, Darius, en hulle het geregeer oor daai hele koninkryk. In die 3de jaar van Kores, die koning van die Persië, is 'n woord geopenbaar aan Daniël, wat Beltsasar genoem word. En die woord is waarheid met groot swaarheid. Dit beteken, the word of God is heavy, that came from Daniel, and it is very heavy, met groot swaarheid. It carries a lot of weight for you today. En Daniel het die woord verstaan, en hy het insig gehad in die gesig. Die feit dat die Here insig gee. Jy moet vandag iets verstaan. Daar's geen nut, geen rede waarom Satan Persië sal verlaat nie. Dis hoekom die Bybel sê hy is die vors van Persië, want dit is waar God se tuin was. Daar's geen rede nie. He's a snake, he will stay territorial. Daar's geen rede wat vir jou sê dat hoekom die Arabiere hulle tempels en hulle moskees bou oor ons plekke wat vir ons heilig is. Jy gaan kyk maar in Israel. If it's the place of Jesus' birth, they will build a place over it. If it's Jerusalem, they build arches in Jerusalem, covering the whole lot. That's why today they dig under, and the whole city is revealed under the Arabs. The Arabs complain. Read the Jerusalem Post, you will see they complain that their houses might fall in because they built and covered over what was God's. The desert covers, the sea covers, the missiles are flying over the territory that everything happened. The snake, it's no secret, he's territorial. That's his background. Dis waar het begin het en dis ook waar het gaan eindig. Sy naam is Lucifer, maar ook beter bekend as die vors van Persië. In daardie dae het ek Daniël, die tyd van Daniël, 3 volle weke getreur. Smaaklike vleis het ek nie geëet nie. En vleis en wyn het nie in my mond gekom nie. Ek het my glad nie gesalf nie. Totdat 3 volle weke om was, 21 days. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Hiddekel, of die kabbelende
Tigris. Vra vir AI, hy gaan vir jou sê, dis die kabbelende tigris. Daniel staan op die kabbelende tigris, daar waar hy nog uit die berg uitkom en kabbel. Toe het ek my oë opgeslaan. Hy was 3 weke in vaste. Hy het getreur oor sy volk, oor sy mense. Hy het 'n passie gehad. Hy was nie honger nie. Hy was nie dors nie. Hy het geen gebrek aan goud of geld gehad nie. Want hy het baie hoë aansien gehad. En mense, wat 'n man. Dis hoekom die Bybel sê hy's 'n geliefde man. Wat 'n man was hy nie net nie. Ek wil sê, as jy nog kan dink aan jou mense in Suid-Afrika terwyl jy hier is en oorvloed het, that's love. If you can think of your family or people back home while it's well with you, that is love. That's what Daniel did here. We can associate because you left your continent to come and live on another for various reasons. And like that, Daniel was forced to leave his country. He wasn't persecuted really because the king picked him. He was very wise. But still, he prayed and he interceded and he was weeping. He was mourning, the Bible says. Hy het getreur. En hy slaan sy oë op terwyl hy treur. En hy staan op die wal van die Tigris rivier. Wow. I wonder if he was standing on top of the old Eden or just outside the gates of Eden. I wonder if he stood on the field where the first blood was flown to Cain and Abel beklei het. I wondered where he stood, or was he standing on top of Eden? Was it under the sea? I don't know. But all I can tell you is that a lot of things are happening in the east at the moment. And Daniel was there fasting, standing close by. Not far from Eden, or very close to it. And there the Spirit of God, the same one that dwelt with Adam and Eve in the Garden Eden, talked to Daniel. En toe ek my oë opslaan, sien ek 'n man met linne bekleed, spierwit linne. En sy heupe was omgord met die goud van Ufaz. Ons het nou net gelees van die goud wat oral in daai gedeelte is. Hoekom is daar so baie olie in die Midde-Ooste? Why? What is oil? As ek jou in 'n pres sit en jy kan jouself in 'n pres sit en dan gaan op die ouene van jou niks oorbly nie, net so 'n druppeltjie olie. Nou goed, het jy net gelees dat die Here die tuin, die mooiste, die regste, die diere, al die diere van die veld, dink aan al die dinosourusse. Daar is baie plantmateriaal en diermateriaal was daar. Dit was die senter, die groenste gedeelte van hierdie wêreld. Dis geen wonder dat die verteerde materiaal word steenkool. En steenkool word olie. Dis hoekom daar so baie olie is. En sy liggaam, hierdie man met fyn linne, sy heupe omgord met goud, sy liggaam was soos krisoliet. Sy aangesig soos die geflikker en die gebliksem van fakkels van vuur. En sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper. Fine sanded copper. That's what his body looked like. En die geluid van sy mond, van sy woorde, soos die gedruis van menigte. Menigte van waans, menigte van water. Die gedruis van menigte. En ek, Daniel, alleen, het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie. Nogtans het 'n groot skrik hulle oorval. The moment this vision came, there was many people around Daniel, but they all fled. They did not see what Daniel see. And let me tell you, what I'm telling you this morning is not my revelation, but it's the Spirit of God that reveals to His children. And you can see this morning when I talk about, but this world cannot see. Ek hoor gister die energieminister, eergister op die dag daarvoor,
Bowen sê, nee, ons moet ook nie bekommerd wees nie, hierdie oorlog in die Midde-Ooste is net, it's a speed bump. It's just a little low speed bump he refers to. Either you see it, or you just don't want to see it. Because you cannot see it, because the children of God, die Bybel sê die Here die wysheid van hierdie wêreld verberg en hy het aan sy kinders gegee. Dankie die Here dat hy ons openbaar. Hoekom moet ek vir hierdie dinge vertel? Baie mense wil weet, waar is ons nou in die Bybel? That's the first thing they ask you. Where are we in the timeline of Daniel and Revelation? I'm going to tell you something, it doesn't matter. And the reason why I say this is because it's no good you asking, where is the airport that I'm going to fly from, but you don't have a ticket for the plane. You need to have a ticket. You need to be born again. That's what matters. Then it doesn't really matter in what timeline we are, as long as you are ready for takeoff. That's what matters. As long as your passport is stamped by the blood of Jesus, redeemed. We sang to this morning, redeemed by the blood of the Lamb. As long as your passport is stamped for heaven, I am blood washed in the blood of the Lamb. It does not matter where the takeoff destination will be, because the rapture will happen all over the world. From all the spiritual airports we will take off. Yeah, I don't want to tell you at what timeline we are, because no one knows but Jesus Christ, His Father. Amen. Always make a mistake. The Father knows when He will tell His Son, come and get your brother. Just be ready. But interesting, wat is besig om hier te gebeur? Ek vir u sê wat is besig om te gebeur. Dis net 'n slang. Net 'n duiwel. Net 'n duiwel. Wat uit sy gat kan uitklim. Daaronder Persie. Nee. Sien jy dit? Tunneling. Gaza. Libanon. Iran. Cities under the ground. Tunneling. Coming out. The old snake. He never left his territory. Want in die mens daar se oë wys dit die boosheid van iemand wat die owerste is van die Mede en die Perse, sê die Bybel. Satan sê. En hy skiet op al sy bure. Maak nie saak of dit vriend is nie. Hy weet presies waar om te skiet. Want wat hy wil doen is, hy sny die olie af. Hy sny die gas af. Hy's kwaad. Die vrede van die wêreld is van hom af weggeneem. Ek sal nie verbaas wees as die put van die hel, van die afgrond ook daaronder is nie. Want iewers is daar gevange engele, wat omdat hulle met die mensekinders van die aarde gemeenskap gehad het, voor die vloed, het God hulle gebind, en ook daaronder. Die afgrond, wat die Bybel van praat. There's a hole, a spiritual hole, that this evil comes out of, and it uses people. The Spirit comes into the Garden of Eden. That's how He came in. It was the Spirit. And He came into a snake that wasn't evil. He was walking. God made nothing evil. But He allowed him to come in, and he possessed his body. Just like He possesses the body of people. Daniel sien hierdie gesig op die walle van die Tigrisrivier. Almal om hom hardloop weg. Toe het ek alleen oorgebly. En ek het hierdie groot gesig gesien. En ek het geen krag in my liggaam oorgehad nie. My gesonde velkleur het aan my verander en dit het verdwyn. En ek het geen krag nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor. En toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig geval. En kyk, vers 10, 'n hand het aan my geraak. En hy het my op my knieë en op my handpalms op 'n biddende, kruipende, waggelende posisie laat staan. Waggelend het ek op my knieë en my handpalms gestaan. En hy sê vir my, Daniel, jy's 'n geliefde man.
Daniel, jy vas vir jou volk. Jy vergeet nie van jou mense nie, al het jy oorvloed in Persië aan die hof van Babel. Jy vergeet nie van jou mense nie. En my broer en my suster, dit is waar jy in hierdie oorlog inkom. Don't forget about your people. Pray for every man and woman of God around this world. Yes, I don't know them. Well, Daniel didn't know everyone back in Israel, but still he wept for them. Still he cried for them. Elke keer as jy bid, my broer en my suster, die woord van die Here sê, die gebed van 'n regverdige dra veel krag, dan kry die geestelike wêreld krag. En die liggaam van Christus, die bruid van Christus, wanneer hy praat, is daar krag. Jy dink jy kan niks doen nie. You are wrong. You can do lots. You can pray. You can bind his works around you. Restrict him. Oppose him. Deur die gees van die Here. Julle stryd is nie deur vlees en bloed nie, maar deur die owerhede, the princes and the principalities of this world. And I'm talking to you about the head honcho this morning, the Prince of Persia. Kom ons lees. Toe sê hy vir my, hierdie hand wat op my druk, Daniel is 'n geliefde man. Gaan staan op jou staanplek, want ek is na jou gestuur. En terwyl hierdie engel met my spreek, het ek bewende gaan staan. Toe sê hy vir my, moenie bevrees wees nie, Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee, van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee, ek wil hê dat ons moet bid in hierdie tyd. Waar is ons pastoor? Doesn't matter where we are. Just do your job. Pray. Pray, and the Lord will have his way. Laat jou hart ag gee op die tekens van die tye. Bid vir jou mense. Bid vir jou volk. Bid vir die terugkeer van Christus. Bid vir elkeen van jou familie wat nog nie in die kraal is nie. My broer en suster, gebed het veel krag. Dat ek my hart van die eerste dag op Daniel, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, met vas en gebed, né? Wat 'n pragtige, nederige postuur het Daniel aangeneem, om te vas en te bid. Dis hoekom vas en bid deel is van ons bediening. Want dit is nie ons bediening nie, maar die Here, die Heilige Gees se bediening, om jouself te verootmoedig voor die Here. Soos Nineve in sak en as, soos Dawid in sak en as voor die Here. Werp jouself, verootmoedig jou voor die Here. En Daniel het homself verootmoedig voor die Here, en die Here het sy pragtige hartdraad gesien. Jou woorde is verhoor, Daniel. En oor jou woorde, wat het woorde? Die woorde wat hy gebid het. Oor jou woorde wat jy gebid het, oor daardie rede het ek, sê die engel, het ek gekom. Oor daardie rede het God die engel gestuur. Vers 13, maar, hy sê, dis nou 21 dae terug, op die eerste dag, het God jou verhoor, en het hy my gestuur. Dit was heel waarskynlik Gabriël. Maar, vers 13, die vors van die koninkryk van Persië het 21 dae lank teenoor my gestaan. Die oomblik toe hierdie boodskapper van God binne die gebied van Persië inkom, toe staan Satan, die hoofengel, gewese hoofengel, the ex-leading hand, stood there. And for 21 days, he opposed God's messenger from delivering an answer to Daniel, who was just kneeling and praying here somewhere. Hey, is nie wat gaan aan in die geesteswêreld. En elke engel het krag nodig van iemand anders. Elke broer en suster het krag nodig van iemand anders. Toe ek vanoggend daar sit, en een na die ander staan die mense op en hulle getuig, toe besef ek, en ek het vir die Here gesê, Here,
voel hierdie nou in my gees, ek met jou praat, maar wat is die positiwiteit aan verbonde? Kan ek nie liewers iets bring wat die gemeente opbou, of vrolik, laat hulle vrolikheid stap nie, wat is die boodskap? En ek het vir myself gesê, maar waar's Christus hier betrokke? Ek wil nie van die duiwel praat nie. I'm not going to talk about Satan and glorify the Prince of Persia. I'm going to talk about Jesus. The Lord said, no, dwell around here. So I focused on that, but then others came, and they stood up, and they told you all about the Garden of Eden, about Jesus Christ and His passion for you. This is a message this morning, divided by three people, integrated into one. More than that, of you that stood up. Ek het vir 21 dae geveg, totdat Michael, een van die vernaamste vorste gekom het. Michael is die vors van die Jode, die vors van Israel. Totdat hy gekom het om my te help. En ek het oorgebly daar by die koning van Persie. Ek het dan gekom nou om jou inligting te gee, oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val. Want die gesig sien nog op die verre toekoms. En terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek my aangesig na die grond gedraai, en ek het heeltemal stom geword. Ek lees vir die, ek blaai net so eenmaal terug, en ek wil net vir die 'n teken gee, wat 'n passie, die doel van hierdie boodskap is, dat jy besef waar jy was, waar jy heen gaan, want die Here sal weer die tuin van Eden, die bome wat daar was in die hemel, sal dit daar wees. Die koninkryk op aarde, hoe dit gaan lyk, hoe dit presies gaan wees, weet ons nie, maar die Bybel sê die Here sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. But some of the things there is vintage. Some of the things in your house you care about. It might not have value, but something in your showcase that reminds you of someone that got value. Other people will look at it and evaluate it, and it doesn't mean anything to them. But a little screw or a little chisel. I've got a few things in my workshop, and it is a chisel that's probably the most valuable to me. It was made by my mother's father, my grandfather. And I've got other things that my dad gave me. They are valuable to me. Little things. Although the chisel, the edges of it is burred over and it needs dressing, still it holds value to me. There's many other things. But like that, when God establishes the new heaven and earth, there will be certain things of value. The trunk of the tree of life. Of where the old snake slithered his way out, will be there. He will come out of his dungeon once more one of these days, and Jesus Christ will be waiting for him. But the battle is yours as much as it is theirs. So pray. This is what you need to do. Pray. You see a man praying. A man praying, Daniel, called an angel from God down to earth. Fast and pray. Pray for the revelation. Pray for the health of this ministry. Pray for your children. Pray that we can stay on the way. As ons dit net maak, was alles die moeite werd. As ons dit net maak. Bid vir mekaar. Tree in. Ek lees vir net 'n paar karaktereienskappe in Daniël 9 van Daniël. Toe hy nou gevas en gebid het, vers 3. Ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in 'n rou kleed. 'n Rou kleed. Ek weet baie van ons werkers, baie van ons gemeentelede in hierdie kerkgenootskap, baie maal as jy kyk en jy sien hulle hemp staan so 'n bietjie pof.
En jy weet, onder hulle hemp dra hulle 'n sak, wat hulle 'n hemp gemaak van gooiende sakmateriaal. Met as, jy wil nie dat die mense dit sien nie, want ek nou onder hulle hemp. Wil dit nie vreemd voel nie, dit is iets heiligs, dit is iets wat Bybels is. Jy verootmoedig jouself op daai manier. Ek weet die wêreld het groter geword as dit, maar ek wil nie groter as dit word. My sak en as lê by my, daar in my sitkamer. Ek stap net na die kas by en my as lê daar. That's where I found my anointing. That's where I found my strength. That's where I found God. In the simple things, in the humiliating things that the Bible talk. The people think that you are humiliating yourself. Let me tell you, if you be like Daniel, you want to be a loved person in front of God. If you want to have a burden of souls, dis wat hy gehad het. Hy het 'n sielelas gehad hierdie dag. Pragtig. Kom ons het daai sielelas. Ek het tot die Here gebid, vers 4. Hoor nou wat sê hy. Daniel sê, ek het tot die Here gebid en ek het belydenis gedoen. Hier's een van die rare voorbeelde wat jy sien, wat iemand belydenis doen vir ander mense wat al gesterf het. Wie het dit ook gedoen? Christus Jesus. Dawid het dit gedoen. Hier kom Daniel en hy doen belydenis, vers 4. En ek sê, en Daniel sê, ag Here, groot en gedigte God. U wat die verbond, daar's 'n verbond. 'n nuwe verbond in Jesus. U wat die verbond en die goedertierendheid hou. God is so goed vir ons. Vir die wat hom liefhet, ek het die Here lief. Ek het baie vrugte. Seker meer as jy almal saam lê gebring. Maar ek het hom lief. En ons sy gebooie onderhou. Ons het gesondig, vers 5 sê Daniel. Ons het verkeerd gedoen. Hy is nie eens deel daarvan nie. Maar hy verwys na al die mense in Israel. Hy sê ons het gesondig. Here, die wat voor my geleef het, het verkeerd gedoen. Hulle het goddeloos gehandel. En hulle het in opstand gekom. Soos 'n jong man wat nie wil luister na sy vader en sy moeder. Gisteraan daaroor gepraat. Hoeveel foute het ons gemaak in ons jong dae, in opstand gekom. Ons het van die gebooie afgewyk, van u verordeninge afgewyk. Ons het nie geluister na die knegte, die profete nie. I can testify about that many times. People don't listen. Some do, but we only listen after we fell. Ons het nie geluister na die profete nie, wat in u naam gespreek het tot ons nie, tot ons konings nie, tot ons owerstes nie, en ons vaders, en tot die hele volk van hierdie land. Aan u, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons kom beskaming van die aangesig toe, soos dit dan nou vandag is. Hulle was gevange, Israel was geplunder, daar was nie vrede in Israel nie. Almal is oor die hele aarde versprei, soos wat Jeremia geprofeteer het. En Daniel sê, ons staan beskaamd voor die Here. Beskaamd, soos dit vandag is, aan die manne van Juda, aan die inwoners van Jerusalem, sê Daniel, hulle is versprei, almal van hulle, aan die hele Israel, die wat naby is, die wat ver is in al die lande, en hiermee kan jy jouself assosieer, in al die lande waarheen jy verdryf is. Dit het gekom oor hulle ontrou. Ek sê, amen. Ek sê, in my land het ek gesien, toe ek op skool was, dat daar nie meer vrees vir die Here was nie. Ons was gespot,
as happy clappies. Alhoewel die Bybel sê, as jy God nie loof nie, sal die aarde skeer. Ons was gespot as happy dancers, alhoewel die Bybel sê, as die Heilige Gees oor Dawid gekom het, het hy gedans. Ons was gespot, geklaag, 'n handjie vol mense, spaderie en deel in Christus, miskien AGS hier en daar, hang af of hulle al vernuwe was of nie. And you can argue all day long. The writing was on the wall that South Africa would be exiled. I don't expect you to like my comment. I'm pointing to the camera. I'm saying what I experienced in my town, in my country. En al die sokkies, en die discos, en die drank, en die loslewe, sal daarvan kan getuig. Want om 'n gedissiplineerde geestelike heiligmaking lewe, soos wat hierdie Bybel sê, voor God te leef, is jy 'n volk wat in afsondering woon, en jy lewe nie soos hierdie wêreld nie, want jy is nie deel van hierdie wêreld nie, stem nie amen. Die kompromie wat gemaak was die rede hoekom enige land geval het. En dit was hierso ook die geval. In Daniël se tyd is die hele Israel verstrooi, omdat hulle die Here verlaat het. Jeremia het gesê, kom terug na die Here toe. As ons die saak uitpraat, dan gooi hulle hom in die pot en hulle kook hom so bietjie. En dan sit hulle hom in die blok en hulle slaan hom so bietjie. Dan sê hy, die Here gaan die plek laat ballingskap laat gaan. Dan sê hy, jy profeteer oor ons niks goed nie. Sê net vir ons 'n bietjie positiewe dinge. Dan gaan dit maar so aan. En dit gaan maar so aan. Want hardkoppig is die mens bo alle dinge. Ek hoop net dat elke kind van God kan sy ore toemaak vir daai slang. Want hy is daar om elkeen te verlei. Don't listen to him. You have to block him out because he's climbing out of his hole now. He's climbing out now more than ever. If you don't know that a piece of this world has been taken away, it's time to realize it this morning. And that spirit is out. There's murder in the air. And we need to shield ourselves through prayer, through fasting, through time with God. Block him out. Ons is meer in staat deur Christus wat vir ons die krag gee. Ek haas my. Aan u Here kom die geregtigheid toe. Maar aan ons beskaming van die aangesig soos dit vandag is. Aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem, aan die hele Israel, beskaming. Daniël sê die mense kan beskaam staan, want die Here het gewaarsku en hy is almal versprei. Die wat naby is, die wat ver is in al die lande waarin hulle verdryf is, sê dit weer, hulle is verdryf oor hulle ontrou. Ek wil net stop in daardie gedeelte. Getrouheid is vir die Here meer werd as enigiets. Dis wat die Here wou gehad, getrouheid. Nog al die jaar. Getrou. Jy kan nie foute hê, maar as jy getrou voor God is, waarin moet ek getrou wees? Ek is bietjie anders as die ander omstandighede, die ander gemeentes. En die feit dat daai 10de kassie gee nie vir my 'n salaris. Ek kry nie salaris uit die gemeente. Deur die genade van die Here is ek gesond om te werk. Maar dis ook oor oorgawe hieroor kan praat, want ek staan nie vir jou bakhande nie, maar ek kan wel vir jou sê dat as jy van God steel, dis wat die Bybel dit noem. Waarin beroof julle my? Die Bybel sê deur julle offergawes. Dit sê God se woord. Dit kan ek vir jou sê straight up. Getrouheid. God vra nie baie nie, maar hy sê dat daar spys in my huis sal wees. En dank die Here in hierdie gemeente is dit so. Ons hou konferensies. Ons ondersteun mekaar. Die plek is baie geld, $600-700 maand. Ons sê meer, alles gaan op. Maar bly net getrou daaraan, want dit gaan my nie affekteer, maar dit gaan jou getrouheid affekteer. Because
It's something biblical that God is asking for you. Ander getroue is wat is dit? Bywoon. Jo, twee is baie gevaarlike onderwerp. Maar ek moet dit vir jou sê, want ek gaan nie eendag voor die Here staan en hy vir my sê, maar Paul, jy het niks gesê nie. Jy ken my, ek praat nie oor geld. Maar ek moet vir jou sê, dit is wat God toekom, is daai twee dinge. Die Here sê, moet die onderlinge byeenkomste van my nie laat nie. Sal 'n moslim sy tyd van gebed verruil vir jou? Wat is die antwoord? Maar sal jy jou tyd verruil vir God se tyd? Ja. Maar dit is gelukkig iets wat jy kan verbeter. Almal van ons. Jou getrouheid. Jou getrouheid met jou gebedstyd, met jou dienste. Kyk broer en suster, dit is nie 'n maklike saak. Maar dit is die moeite werd om dit te doen. Want dit is die twee dinge wat God van jou as sy kind verlang. Ongemaklik onderwerp. Ons gaan aan. Here, aan ons kom toe beskaam van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes, aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk deurdat hulle na u stem nie geluister het nie. Hoor wat sê Daniël. Hierdie is, broer en suster, skokkend. Daarom, sê Daniël, omdat hulle afgewyk het van die Here, is die vloek en die eed oor ons uitgestort. Dit is 'n baie kras beskrywing wat hy hier gebruik. Weet jy wat as iemand iets oor jou uitstort? Dit is soos vuil mis in die reën wat oor jou val. En dis 'n vloek. Waar kom hy vloek vandaan? Hy kom uit Levitikus uit. Toe Josua om daai altaar geloop het en in een sy van die altaar, on one side on the altar of Joshua there was the blessing of God, but on the other side, and this is a big altar, it was inscribed with the curses of God, and they used to march around that and inscribed it into their brains that you can choose the blessing or the other side. Kies vir jou. Ek dank die Here dat ons God kies. En ek moedig jy aan verhoor, dis om ons sê, bly nie die Here kies, want die duiwel sê vir jou, ag, wat jy doen is nie goed genoeg nie, ag, wat se deeltjie daar ek nou nie, en die woord, wat kan ek nou bydra by hierdie diens? Het jy vanoggend gesien en werk die Heilige Gees? Who told, I'm starting to talk about the garden. Who told him to talk about? Who told the others of you to talk about things you did like last night, about upbringing and how you sometimes chose things? It is the Spirit of God. I want you to feel evaluated this morning about what you contribute in this congregation. Every single one of you. I am so proud of you. All I can say is let's just keep going. Keep going. Tighten up the loose ends, because the pressure will be on. The pressure will be on our jobs. Like I said, we had a fatality yesterday. I don't know if I got a job. I don't know. We've been running at a loss for months. We've been selling aluminium at a loss for months. I don't fear, because I know God is there. But let's keep on the King's highway. One step. Closer back home. Closer back home. And you block the Prince of Persia out of your mind. Out of your... He tries to attack your faith. Wat was die eerste ding nadat Jesus 40 dae gevas het, né? Langer as dan nie, 2 keer so. Toe kom die duiwel na hom, wat sê vir hom? Ek sal nie al die koninkryke van die wêreld gee. Nie gelieg nie. Hy het die koninkryke van die wêreld beset. Hy het sy trone gebou. Daar in Peru, met die Inkas, is die groot trone uit soliede granietklip en selfs marble presies haks, 90 grade. Jy kan nie 'n tonnel in 'n berg maak met geen masjinerie wat ons vandag het, so nie, presies nie. Geseepglad, 'n troon. He wanted to sit on the throne.
Thank God for the blood of Jesus covering it. He made thrones in Egypt. Some of the pharaohs were huge giants because their spirit came and with the women of the earth, the giants were born. But they established their kingdom. And when Jesus came, He knew there was trouble. En hy het gewag tot die Here honger was en hy sê, ag, ek sal die al die koninkryke van hierdie wêreld gee. That's where He dwells. That's His territory. That's where your snake slithers. Amper klaar. Kies die goeie, dat die vloek en die eed nie oor jou uitgestort word, wat geskrywe is in die wet van Moses nie. Dis 'n wet. Ja, broer, ons is onder die genade. OK, maar Daniel praat dan van die eindtyd, en Daniel praat hier van die wet van God. Moenie jouself bluf nie, hoor. Die hele skrif van die Here is ingegee tot onderrig, tot genesing, tot wysheid. Daniel praat hier van die eindtyd. And he's saying to you, the curse of God can be over you if you don't follow the law of God, which Jesus said, and he enforced it. You must love your neighbor. Jy moet mekaar lief hê, soos ek die gemeente lief gehad het. Jy moet aanhou om die goeie weg van die Here te doen. Hoor dan nou, hiermee sluit hy af, o God, die gebed van die knegt na sy smeekinge, en later wille van die Here die aangesig skyn oor die heiligdom wat woes lê. Die Bybel sal tot konklusie kom. Die tye, die wegraping kan nader wees as ooit van tevore. Terwyl hulle nog stry oor die wegraping, gaan dit plaasvind. Oom Adams van Nooyen het eendag gesê, terwyl hulle nog stry oor of 'n mens nou mag koordans, en of jy nou nie mag koordans nie, het oom Adams gesê, dan dans ek maar so. While you still argue when or where the rapture will take place, it doesn't matter. The rapture will be everywhere. You just have to have a ticket. Be born again. Be full of fire for the Lord. Full of prayer. When the saints begin to pray, the Lord shall have His way. Kom ons volhard. Staan saam met my asseblief in die teenwoordigheid van die Here. Here, as 'n man in sy tuin werk, as 'n vrou in die tuin werk, ons het gehoor vanmôre van die pragtige blomme wat seker in die tuin van Eden was. Ons het gehoor van mense wat sê ons het hierdie week in die tuin gewerk, alles in orde gekry. Dankie dat U ook vir ons tuiniere gemaak het, Here. Dit is ons eerste roeping gewees, ons eerste opdrag, dat ons na U skepping, Here, moet kyk. Dis die eerste werk wat ons gekry het, werkie wat ons gekry het, is dat die Here gesê het, man, vrou, julle kyk na die tuin, kyk na die diere, kyk na die bome, gee hulle naam. Daar langs die kabbelende rivier, daar in die tuin van Eden, waar hulle U stem gehoor het. Here, ons bou almal dag na dag, smorgens vroeg tot in die nag. Wanneer die hemelse openbaring wat hierdie wêreld nie kan sien nie. Ek kan nie vermoede, Here, fisies help aan die geestelike oorlog nie. Ek weet dat die oorlog wat daar bo is, in die lig is dit groter. In die lig is die geesteswêreld, is dit baie groter. Maar vanmôre wat ek sê, ek wil my steun aan my God gee. Ek wil my sielelas aan my Here gee, soos Daniel. Ek wil voor U ween, voor U tree, vir elke siel, Here, wat nog nie gered is nie. Ek wil voor U pleit, Here, vir elke siel, wat besig is om koud te word. Wat besig is om hierdie wêreld dalk bo U te sit.
En daar wil ek myself eerste plaas en sê, help my Here, dat ek nie sal afkom nie. Het jy nie vir die gemeentes gesê, was jy maar warm, of was jy maar koud nie, maar nou dat jy lou is, sê die Here, ja, almal kan lou word, help my Here, help my gemeente, dat wanneer die gemeente nie lou sal wees nie, dat ons mekaar sal aanmoedig. En hoe jy dit doen is, as jy die geleentheid kry en jy stap verby, dan draai jy daai gasvlammetjie oop van die stoof en jy sê, ek gooi hitte, ek gooi liefde, ek gooi positiwiteit, ek gee die duiwel geen plek nie. En so Here, kyk so pragtig wat hierdie gemeente vanmôre saamgewerk het vir hierdie boodskap. So bring elkeen sy vuurtjie en sy hitte na U toe. Dankie Here. Dankie vir elke broer en suster wat vanmôre hier is. Help vir ons, dat ons gewig, geestelike gewig, in hierdie stryd sal werk. Dat in hierdie week Here gebede sal opgaan, na die geesteswêreld. Ja, wat gaan ek bid? Jy sal nie weet nie, maar as jy begin bid, dan gaan die Gees vir jou begin sê wat om te bid. Dis presies hoe dit werk. Dan bid ons net wat die Gees van die Here in ons hart en ons siel opbring. En so versterk ons die geesteswêreld. So versterk ons die engele. So versterk ons die bruid. Baie dankie, Here, dat U aan ons openbaar. Vader, dankie dat U die hekke van die tuin van Eden weer vir ons sal opsluit. Op U manier, op 'n anderste manier, daardie goudstad. Nie dit wat hy was nie, maar dit wat hy nou is. Met die kinders van U wat dit gemaak het. Met die kinders van U wat besluit het, ek wil die Here dien. Jy het gekies soos Daniël. Jy kies om die Here te dien. Ek het die Here lief. Dankie vir ons vrywillige keuse. Dankie Here, dat ons deur U krag, die koning van Persië, die vors van Persië, kan weerstaan in U naam. Want die Bybel sê, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou afvlug. Weerstaan hom. Weerstaan hom. Sê vir hom nee. In die naam van Jesus, nee. Weerstaan hom. En hy sal van jou af wegvlug. Help vir ons Here. Ons wil leer uit daardie episode uit die tuin uit. En ons het geleer om hom te weerstaan. Om deur U naam, jy sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van jou getuienis. Dankie dat ons getuienis vandag deur die bloed van Jesus ons in staat stel om te sê, Here, ons gaan vorentoe. Let's go on, let's go on. Our feet on the King's highway, marching towards that city in which we are battling in the spirit to a place that God has prepared for us. I am going to a city where those roses will never fade. Here bewaar en beskerm ons hierdie week. Hou ons onder die kosbare bloed in Jesus naam. Ag nou, kom dit gestaan. Ag, net vir so 2 minute, jy sit plek, broer is nog. Sit is nog. And I am going to that city where the streets are lonely.
be with Jesus and be now in the robes of white array. And now they are waiting for my coming in a city where the roses will never fade. For here on earth they bloom, but for a season, and soon all their beauty will decay. Let me tell you but I am going to that city where roses will never fade. And they say the tree of life right there in that city's blooming. And they say the tree of life in that city right there is blooming. In that city where those roses will never fade.